Professor Wim de Villiers is vandag by sy inhuldiging deur 'n militêre eerwag verwelkom. Hy is as die 12de rektor en fisiekanselier van die US ingehuldig. De Villiers volg Russell Botman op wat verlede jaar oorlede is. Hy het voor 'n uitgeleese gehoor gesê die noodsaaklikheid van transformasie is vir 'n geruime tyd al deel van die Suid-Afrikaanse landskap, ook in hoër onderwys. Ons moet totaal vorentoe en toekomsgerig wees in wat ons gaan doen, en dit gaan in alle aspekte wat ons doen, nie die minste daarvan transformasie in terme van onderwys, navorsing en ons gemeenskapsbetrokkenheid wees. Maar terwyl de Villiers sy visie vir die universiteit uiteensit, is daar 'n groep studente en werknemers wat glo die instelling dra nie die belange van swart mense op die hart nie. Hulle maak onder meer beswaar teen Afrikaans as hoofonderrigtaal en die minder as 3,5% swart dosente aan die universiteit. Die groep het vandag reeds in aanloop tot de Villiers se inhuldiging 'n vergadering met tientalle studente gehou. Basically, what we've come out is to say that Stellenbosch University is an exclusionary university. When you are a black student, non-Afrikaans white student, or non-white and Afrikaans student, you feel like you don't belong here. Language is used as a tool of exclusion in your education, in the socialization, and we basically said enough is enough. De Villiers gee toe dat daar uitdagings is en sê hulle gaan beslis daaraan aandag gee. Ek sou saamstem daarmee dat ons soos alle hoër onderwysinstellings in die land het tans 'n gebrek aan doserende personeel van kleur, en dit is een van my prioriteite in die toekoms. De Villiers sê die universiteit het 'n oop deur beleid en sal alles moontlik doen om struikelblokke uit almal se pad te verwyder. Die US gaan onder meer die HF verwoerd gedenkplaat in sy rekeningkunde en statistiekgebou verwyder en dit sal in die universiteitsmuseum bewaar word. Percival Young, Eenis, Stellenbosch.